Net dat hy in fokus is. Of is dit net my oor? My oor nie. Nee, oorskies, daar bo so dingetjie wat jy moet draai. There we go. Beter? Okay. Goed. So, hy sal wees 600 of 6 maal met 100, maar is dit kilowatt? Dis watts. So ons dan sê maal 10 teen die mag minus 3, né? Of ek kon net gesê 6 maal 0,1, maak ek die saakie. Maal met hoeveel ure is hy? 4 ure. Okay. Dan het ons die skottel goed wasser. Ek dink nie hoe julle woord uitskryf nie. Hy gaan wees 1500 watts is 1.5 kilowatts maal met 1.5 ure. Okay, dan het ons die yskas 600 watts is 0.6 vir 16 ure. Dan het ons die geyser is klaar in kilowatte, so 2.5 kilowatt vir 5 ure. En dan het ons die TV is ook reeds in kilowatt 0.75 maal met 3 ure. Alrighty. Lenae, ons gaan by jou vir die eerste sommetjie, dan Ethan, dan Aljanay. Ja. Want die formule is nie, gloeilamp is gelyk aan dit nie. Verstaan jy? Okay, ek is reg vir jou, Lenae. 2.4, volgende ene, Ethan. Volgende ene. 9.6. Volgende ene. Ja. Laaste ene. Okay, en dan Lenae wil ek by jou weet as ons hulle almal bymekaar tel, al daai eenhede. Totale eenhede of kilowatte uur. Geef vir jou wat? Geef ons 72,5. Sorry, ek het geld uitgewou ook. 29 eenhede. En nou gaan ek sê reg, die koste gaan wees kilowatte uur maal met die prys. Jy kan sê maal met R2.50. So ek gaan sê 29 units maal met R2.50 gee vir jou wat is nee? 72,5 rand. Dis nog baie vir 'n dag. Dan is dit elke dag. Kom ons sê maar met 30 dae. Dis dit R2175 rand. En dis is die eenheid R250 kos. Wat kos die eenheid nou? Het iemand vinnig 'n som gedoen? Hoeveel was hy? Ja, so dit is eintlik goedkoop. Dit was nou die dag ook, maar dit was op 'n stadium, ek dink in 2020 het dit gegaan tot by R8 'n unit ergens. Op 'n stadium. Maar dit was ook as jy dit koop. Ek dink as jy dit gekoop het einde van die maand of middel van die maand, ek weet nie. Anyway. Goed. So, moeilike somme, glad nie moeilik nie. Soos waar jy punte moet kry. Dit was einde laas jaar, September laas jaar. Was dit hulle hierdie som gehad, maar nie so groot som nie, vir 7 punte. So dit was belaglik die punte wat gegaan het vir hierdie som. Maar waaroor die kinders baie punte verloor het, is hulle het nie formules gaan neerskryf nie. Net die formules is nie op jou datavel nie. Jy maak hom op. So jy sê vir die persoon, ek gaan nou hierdie maal met hierdie. So vir 'n eenheid is dit 'n kilowatt maal met 'n uur. En dan gaan pas jy dit toe. Dan vir die koste sê, die koste is jy kon gesê het, prys is
eenheid maal R2.50 ook. Verstaan, soos jy kon enige formule gebruik het wat sin maak vir wat jy nou volgende gaan doen. Is julle met my? OK. Goed. Dan sorry gou vinnig terug na hierdie som toe. So hulle 3 identiese gloeilampe word in 'n stroombaan geskakel soos aangetoon wanneer verduidelik wat met die helderheid, ons het gesê helderheid is drywing, van gloeilamp A en B sal gebeur wanneer C uitbrand, gebruik genodige berekeninge. OK. So, ons wil weet wat gebeur. Is dit helderder, is dit minder helder? So vir daai rede moet ons kyk voor die tyd en na die tyd. OK, so voor die tyd was gewees wanneer al die gloeilampe nog daar was. So toe het ons eers gaan uitwerk wat is die totale weerstand van die stroombaan en toe het ons gaan uitwerk wat is die totale stroom in die stroombaan. Want ons het gesien die totale stroom gaan daardeur en dan het ons gesien omdat hierdie twee weerstande ewe groot is, gaan die hoofstroom opsplit. So die hoofstroom is 2 ampere, so die stroom gaan opsplit in 1 ampere en 1 ampere. Is julle met my? Onthou daai 2 wat daar is nie 2 ampere, dit is 2 ohm. Dis hoe groot die weerstand is. Dis nou net toevallig dat albei 2 is. OK, so as ek wil weet wat is die drywing van A van hom, dan het ek gesê ek gaan vat stroom kwadraat maal weerstand. So die totale stroom gaan deur hom, so dis 2 ampere. Dis 2 kwadraat maal met sy weerstand van 2. So dit gee my 8 watts en dan vir B die stroom verdeel op. So ons het gesê daar's 1 ampere. So daarom het ons 1 kwadraat hierso maal met 2 want sy weerstand is 2. Ons wil kyk hoe helder brand hy. So kyk ek na die parallelle kombinasie saam, nee, kyk net na hom. OK, so is 8 watts en 2 watts. So sien dat A baie helderder gaan brand as wat B gaan brand. OK. Nou gaan ons kyk na die tyd. So ons het gesê na die tyd, wat is dit? Dit is wanneer C uitgebrand het. So nou het ons 'n serie stroombaan. So die totale stroom vloei deur A en deur B. OK? So ek het eers nou gou weer die totale weerstand gaan uitwerk. Dit is 2 plus 2 dan, so is 4. En toe het ek die totale stroom gaan uitwerk wat 6 gedeel deur 4 is 1.5. Is jy right? OK. Goed. So nou gaan ek weer kyk na die helderheid van A en die helderheid van B. OK, hier ding lag so klein. Bietjie baie. OK, skryf julle. Jullie werk nou met wifi. Is definitief iets met die koue en die elektrisiteit en die wifi ontvangs. Dink jy so? Ja, ek hoor jou. Nee, nie noodwendig nie, dan waarvan het gemaak is silikon. Nee, silikon is het warmer sy geleider beter. Ja, maar ek rekenaar is gemaak met silikon. Ja. Kouerheid is so. Ek hoor jou, maar hy is nie pure silikon is nie. Hy is nie. So silikon gelei beter as dit warmer is, maar niks is pure silikon nie, behalwe sand en fake boobs. Ek weet nie. Alright, het iemand alles omgedoen terwyl ons wag vir die lewe om op te vang? Ja? 4.5 en 4.5, want hulle albei is dieselfde, want hulle grootte is, hulle stroom en hier is watts en watts. OK. Juffrou, verskriklik baie werk gedoen, dis is klaar. Het jy die vraag beantwoord? Wat was die vraag? Verduidelik wat met die helderheid gaan gebeur. Het jy gesê iets van helderheid? Nee, sê jy nog dit sê. So wat ons gesien het net is A se drywing het afgegaan en B se drywing het opgegaan. OK, wat beteken A is minder helder, B is helderder. So dit wil sê A is minder helder en B is helderder. Is dit 'n woord? Juffrou, kon ons ook gesê dat
hulle skyn nou ewe helder. Nee, maar hulle vra nie, hoe skyn hulle relatief tot mekaar na die tyd nie. Die vraag was, wat gebeur met die helderheid van voor die tyd en na die tyd? Okay. Maar skyn hulle nou ewe? Hulle skyn nou ewe helder, maar dit was nie die vraag nie. Okay, goed. So jy daar gedoen, jy daar gedoen. Kom ons gaan gou die multiple choice som doen en dan gaan ons, ek dink nog 2 vragies doen. En dan dink ek is ons klaar vir die dag. Want ons is al eintlik klaar met volgende week se werk. What? Maar daar mag dalk 'n hoofstuk kom wat julle nie so kry te doen nie of sukkel mee. Dan is meer tyd vir dit. Ja. Okay. Wat een van die volgende grafieke stel die verwantskap? Verwantskap is verhouding, ratio, tendens tussen stroom en potensiaalverskil vir 'n geleier wat Ohm se wet gehoorsaam die beste voor Carissa? Nee, want hulle is direk evenredig aan mekaar. Tiaan, wat sal die gradiënt van hierdie grafiek voorstel? Wat sal die gradiënt van hierdie grafiek voorstel? Dit sal die resistant of jy gaan dit sal Ek hoor jou. Nee. Amper, maar nee. Wag. Almal moet dink. As ek dit vir jou vra, die verandering in y oor die verandering in x, nee, of y2 minus y1 x2 minus x1, wat is op my y-as is y. Wat is op my x-as? v. R is v op y. Nie y op v nie. Dit gee vir jou 1 op R of die omgekeerde van R. So wat sal sy eenheid wees? Mense. Jy het hom gevra, nou gee hy vir die antwoord. Jy moet hom sê dankie. Okay, as julle met my skryf julle hierdie goeders neer. Dis wat deur jou kop moet gaan, maar wat gee dit nou vir my eintlik hier? Waarmee is ek besig? Nou jou aim in hierdie lewe is in hierdie klas is om my te probeer uitvang. Jy wil my te vra tot laat ek nie meer weet nie. En dis nie baie ver nie, ouens. Dis nie baie ver nie. Ek is onder geen illusie dat ek Albert Einstein is nie. Okay. Dan wil ek gaan na bladsy 12. Ek vandag kyk het ek nog 'n vraag ingewerk nie, ek weet nie. Okay. 'n warm water toestel, is 2000 watts gemerk. Word gemiddeld vir 5 ure per dag gebruik. Die koste van elektrisiteit is 80 sent per eenheid. Imagine that. Nou vra hulle vir jou, bereken die energie wat vir 5 uur per dag deur die warmwatertoestel gebruik word. 4 punte. En dan bereken die koste, wat is dit in Engels? Nee, sorry, wat is 'n warmwatertoestel in Engels? There we go. Bereken die koste van elektrisiteit om die warmwatertoestel vir 'n maand met 30 dae te gebruik. En dis nou, jy neem nou aan jy gebruik dit elke dag vir 5 ure. Okay, so ek gee jou nou, dit al 6 punte, ek gee jou 6 minute om dit te doen. Go. Die vrou gebruik 2000 watt 'n uur. 2000 watt. 2000 watts. Nee, hy gebruik 2000 joules kan omskakel per sekonde. Maar as hy werk, dan gebruik hy 2000 joules energie per sekonde. So ja, 2000 watts. 'n uur. Ja, jy kan sit daar en dink. Nee, ja, dink so. Laura, go. Nee, begin met 'n infotabel. Dan kyk jy wat is die vraag, wat is jou vraagteken? Dan gaan jy na formule toe wat daarmee saamgaan.
Oeh. Right, so jy kan jouself merk daarso. Is jy op die regte pad? Steek jou hand op as jy sukkel of 'n vraag het. Hoekom is dat 260? Want daai tyd is 'n sekonde. Né? En in 1 uur, so dis vir 5 ure. Nog iemand 'n vraag? Moenie jou boek wegpak as jy klaar is nie, want ons gaan net 'n inleiding hê vir volgende week se werk, ja? Juffrou, ek wou nou net hoor waar by 10.2.1 kon 'n mens soos die antwoord jy kry dit nou in joules en dan vat jy dit na kilojoules. Kan 'n mens dit moet 'n mens dit so. So. Wat het jy gesê? Juffrou, ek het soos my arbeid is uitgewerk as 36.000 joules en toe sê ek net is gelyk aan 36 kilojoules. Is daar 1000 joules in 'n kilojoule? Ja. Kan ek dan gesê het soos Maar 36.000 joules en 36.000 kilojoules twee verskillende goed. nee, ek het gesê 36 kilojoules. Maar dit is 36 kilojoules nie. Jy moet maal. Voel my het gedeel. Weet jy moet jy 2000 maal met daai. 2000. Ja, wag, kom ek sê so. Ek het die 2000. Weet jy kilowatt gemaak? Nee, ek moenie dit doen nie. Wow, okay. Ja, dis wat ek doen. Ja, nee, moenie dit doen. Okay, is julle klaar? Ek dink nie dit is super moeilik nie. Nee. Okay. Nou, inleiding tot volgende week se werk. Jy skryf my daar graad 12 stroombane of wat ook al. Wie nou wil? Okay. Graad 12 stroombaan. Ja. Okay. So. Tot en met nou het ek vir jou gesê, jy kom by die huis. Sê maar dit is nou 6 volts wat jy by die huis kry, 6 toebroodjies. Jy kom by die huis en vat jy nog 6 toebroodjies af, vat jy weer nog 'n ronde skool of wat jy sê, né? Ja? So tot en met huis as jy het nou nie nog veel gedink aan huis nie. Maar tot en met huis, tot en met nou was huis maklik. Okay, jy gaan in jy kry nog toebroodjies. Dit is soos vir die ladings om in te gaan, energie te kry en af te gaan by glyplanke, daar gaan hulle weer. Okay? Maar dis nie die werklikheid nie, né? Kom ons wees gou dood eerlik. Jy kom by die huis, dan sê jou ma, "Tik, huiswerk het jy hierdie doen. Ek tel jou klere op. Kyk het jy jou kamer gelos vanoggend. Waar is jou kosblik? Pak jou tas uit. Het jy jou huiswerk gedoen?" Nee, die hele tyd. Help 'n bietjie as jy jonger boeties en sissies het. Help 'n bietjie daar, doen 'n bietjie hierdie, né? Ja? Dit is my huishouding. Ek weet, ek doen dit met my kinders. Okay, hulle kry nou 'n rand, 'n taakie wat hulle doen by die huis. Soos
Jou tas uit die kar uithaal, R1. Kosblik uithaal, R1. Tafeldek, R1. Ek gee nie baie geld uit nie, hoor, so dink ek motiveer hulle, maar anyway. Goed, so ons werk hard aan. Terug by stroommanne. Okay, so, huis is nie easy peasy nie. Die stel hier by stroombane. So as die lading deur 'n battery beweeg, alhoewel hy energie daarvandaan kry, is daar nog steeds botsings in die kante van die batterye en met die deeltjies met hulle self. So dit vat nog steeds die energie om deur die battery te werk. Okay? So van nou af gaan jy sien ons gaan 'n battery so teken. Gaan hy wakker word? Uit op dit. Right, so ons teken nou 'n battery so. So battery is nie net met die streppies nie, dit is die streppies, maar daar gaan so klein weerstand met 'n klein R ook wees. En dan gaan daar sulke stippe lyne om dit wees om te wys hierdie is nou die battery. Okay? So daai R is ons noem dit die interne weerstand, internal resistance, interne weerstand. Dit is jou weerstand by die huis. Die energie wat by die huis gebruik word. Okay. En dan ek gaan net gou 'n normale stroombaan hierso teken. So, kom ons maak hierdie 5. Okay. So as ek nou die dag, kom ons sê hierso kry ek 10 volt se toebroodjies. 10 joule se energie. Okay, so as ek by die huis uitloop, dan en ek beplan my toebroodjies vir die dag, dan kan ek nie net sê ek gaan dit in 2 opdeel nie. Ek kan nie net sê my toebroodjies wat ek daar het, gaan soontoe en hierdie parallelle kombinasie kry dieselfde nie. Want dan het jy 0 toebroodjies oor vir by die huis. En as jy by die huis kom, is dit nie maanskyn en 'n rose totdat jy die volgende dag weer daar uitloop. Jy kort 'n bietjie energie wat moet agterbly vir by die huis. Anders sal jy dood neerslaan en nooit die huis verlaat. Okay? So 'n bietjie van daai toebroodjies, 'n bietjie van daai energie word nou gebere vir die interne weerstand. So daar gaan jou toebroodjies gaan nou in 3 verdeel. Die serie weerstand, die parallelle kombinasie en dan die interne weerstand. Okay? Kom ons kyk gaan na die stroom hierso. Ons sien die totale stroom gaan daardeur. Totale stroom gaan daardeur. Dan sien ons die stroom gaan in hierdie geval even Stevens opsplit. Okay, en dan sien ons hier gaan hy. En wat ons sien is dat die hele stroom deur die battery moet gaan. Dit maak sin, anders gaan daar 'n party mannetjies wees wat nie toebroodjies kry nie. So die totale stroom gaan ook deur die interne weerstand. Die totale stroom gaan ook daardeur. Want die hele stroom moet deur die battery gaan. Hulle wil huis toe. Met die battery weerstand. Want daar's nog steeds botsings, dus die deeltjies bots nog steeds in mekaar. Is daar 'n weerstand in die draad ook? Ja. Dis al lank wat ons gedoen het. Ja. Jy gaan dan maar sê, maar waar is sien as jy huis toe gaan met toebroodjies? Ja, ek weet, maar dit het jou Jy het dit gejok. ek het gejok. Dis dit maar nie so. Jy moet net voor jy by die huis inloop, dan eet jy jou laaste toebroodjie want jy nodig net daai energie voordat jy daar aankom. Ja. Gaan nie so diep in. Nee, jy kry toebroodjies elke dag, every day of your life. Hierdie is eenvoudige verduideliking. Wat ek vir julle wil sê is, wag, totale stroom gaan daardeur, jy blou 'n bietjie toebroodjies oor vir by die huis. Maar net 'n bietjie, net 'n tissel. Okay, want jy kry by die huis nog kos en toebroodjies. Aan dit, hè. Okay, goed. So die wals gaan nou opsplit in 3. Okay, maar kom ons sê gou. Sê nou maar ons sit ek kan net gou
ek het nou baie lelik getikkie. Kom ons sê ons het 'n voltmeter daar boor die battery. OK, so is nou 'n voltmeter daar boor die battery. Nou gaan my vraag wees, wat lees of meet daai voltmeter? OK, maar in twee gevalle. Kom ek sê ook, ek sit 'n skakelaar hier in. Kom ek sê ek maak daai skakelaar S1, noem ek hom, sommer S. Kan hom net sê S. OK, so my eerste vraag is, wat is die voltmeter lesing as S oop is? S1 oop is. Sien jy? OK, en dan die volgende vraag gaan wees, maar wat gaan hy wees as S1 toe is? OK, nou sien jy dat ons vandag tyd het. Ek weet julle wil eintlik met mekaar chat en julle goed wegpak en alles, maar ja, jy het skielik fisies gekies, né? So unlucky. So ek gaan vir jou op die groep, jy kan jou foon uithaal as jy sou wou, en dan gaan ek vet simulations aanstuur en dan gaan ons gou 'n bietjie speel met stroombane. Ag, jy net daar is julle. OK. So, jy gaan vir my, jy klik vir my daar op die simulation. Hoekom is ek hier so? Ek het nie internet nie. En ek gaan ook nou nie hê nie. Nee, maar vir daai, vir hierso. Ek kan nie met, kan ek twee wifi's gelyktydig gekonnekteer wees? Maak sakkie. Oh, man. As ek sê HDMI. Hier is hy. Okay. Anders maak en elke weerstand het 'n ander kleur. Het julle dit geweet? As jy kom op universiteit dan moet jy die kleure tel ook weer van voor af. Nee, dit is nie. OK, so daar het ek omtrent alles en jy sal nou sien, ek gaan gou daar kan jy sien is die ladings en as jy my stroom aan toemaak, as jy daar beweeg die ladings. Ek kan konvensionele stroomrigting ook wys. Baie mooi. Ek kon eintlik ook hierdie uithaal en dan kan ek insit 'n gloeilampie. En ek wil hierdie ding verwyder het. Dat skyn hy daarso. En dan kan jy weer wys hoe gaan dit daar deur of gaan dit daar deur. Of wat ek al. Alright, dit maak regtig nou nie eintlik saak of dit nou dit wys of nie wys nie. Wat ek eintlik op wil fokus is nou my voltmeter. Wat's fout? Dit vat 'n tydjie om gewoon te raak, obviously het ek nou baie mee gespeel. Goed, so hier aan jou regterkant is daar ammeters, daar's voltmeters en ek dink nie julle sien so complicated as myne nie, maak 'n sakkie, maar ons gaan ons voltmeter uithaal. Okay, daar sien jy jou voltmeter. Jy kan hom enige plek sit waar jy nou wil, want jy gaan die draadjies hierso vat en hulle move. Okay. Rooi kom nou weer aan watter kant? Die rooi. Rooi is aan die positiewe kant. Die positiewe kant is die goue kant of die kant met die puntjie wat uitsteek. Okay. Goed. So, ek gaan nou
my voltmeter daaroor my 2 batterye sit met die skakelaar oop. So my skakelaar is oop en ek sit die voltmeter daarop en dan sien ek hy meet 18 volts. Okay? Maak dit vir my sin dat dit 18 volts is. My 2 batterye het ek gekies as 9 volts en 9 volts. Okay, so 2 batterye bymekaar, 18 volts maak sin. Nou kyk gou wat met die voltmeter gaan gebeur as ek my skakelaar toemaak. 15,88. Maar hy staan nog steeds oor die battery. So maak hom toe, 18, maak hom oop, 15,88. Daar gaan baie volts uit. Elke mannetjie loop met 18 toebroodjies uit. Want jy kry by die huis 18 toebroodjies. Okay, so wag net gou 'n oomblik. So jy gaan by die huis uit met 18 toebroodjies. Nee, ek gaan nou weer terugkom sien toe. Jy gaan hierso by die huis. Blikkies. Kom. Okay. Jy gaan hierso by die huis uit met 18 toebroodjies. Okay? Of hierso is nou 10, maar maak nie saak nie, 10 toebroodjies. En jy het gesê jy gaan dit opverdeel in 3. Jy gaan soontoe en soontoe. Waar gaan jy die meerderheid van die toebroodjies gebruik? By jou, ons praat van jou eksterne stroombaan. Hierdie is jou interne, wat ook al, en hierdie is jou eksterne stroombaan. So jy die meeste van die toebroodjies gaan gebruik. Okay? So sê gou vir my, is 15,88 'n groot chunk van 18. 15,88, dis die grootste gedeelte van 18. Okay, daar bly 2,12 oor. Okay? So waar word daai 15,88 gebruik? In die eksterne stroombaan. Okay? So, maar juffrou, hy staan oor die battery. So is dit nie die battery wat 15,88 gebruik nie. Wat meet die battery of wat meet die voltmeter? Die potensiaal verskil. Die energie by hierdie punt en die energie by daai punt. Okay? So, terug by my storie. Hulle loop, ek gaan nou weer wys. Okay? Hulle loop hierso uit met 10 toebroodjies. Okay? En dan gaan hulle daar baie gebruik. So ek maak nou sommige talletjies op. So hulle kom hierso terug met, kom ons sê vir by die huis los hy oor 1,5 toebroodjie. So wat doen daai voltmeter? Hy meet die verskil in energie tussen hierdie en hierdie. Wat sal daai verskil wees? 8,5, né? 8,5. Waar het hy daai 8,5 gebruik? By die eksterne stroombaan. Okay? So alhoewel, en hierdie is iets wat julle mooi moet verstaan, alhoewel daai lesing oor die battery is, waar was daai 8,5 gebruik? In die eksterne stroombaan. Hoekom? Want 'n voltmeter meet die potensiaal verskil. Okay? So wat ons daai 1,5 noem, is ons noem hom die verlore volts. Die lost volts. Want jy kan nie die voltmeters inskakel om hom te vind nie. Dis asof dit poef weg is. Dis wat nou hier gebeur, wat ek wou gehad het, julle moes sien, is oop 18.55, oop 18, toe 15.88. Dis boem is daar volts weg. Die verlore volts. Waar is daar verlore volts gebruik? In die battery daar vir die interne weerstand. Okay, the lost volts. Volgende ding wat ek wil hê, die van julle wat julle goed oop het, is ek wil hê jy moet jou voltmeter oor die skakelaar sit. Kyk, ek gaan net soos blikkies. So ek gaan net so sê dat julle dit kan sien, dat ek hom oop en toe maak. Ek kan hom nie draai nie. Alrighty, daar en daar. Okay. So ek het nou my voltmeter oor my skakelaar gesit. My skakelaar is toe. Hy meet 0 volts. So, wag gou juffrou. Ons het nou net gesê die mannetjies loop met hoeveel toebroodjies nou ook al huis toe. So moet daar nie staan sê maar vir rondhalwe 1.5 volts nie. Waarmee jy na huis toe loop nie. Wat meet 'n voltmeter? Potensiaal verskil.
Is daar 'n verskil daarso? Het hulle 2 broodjies gebruik terwyl hulle geloop het? Nee. So, dit kan wees dat hy 1.5 volts het en 1.5 volts daar het, maar die verskil in die volts is 0. Okay. Nou, magic. Kyk gou hier. Maak die skakelaar oop. Wat is die voltmeter lesing nou? 18. Een is 18 nie. Hoor, Wag, hoekom? Saglaai. wag wat? Okay, so skakelaar toe. Skakelaar toe. Skakelaar toe, volts 0. Hoekom? Want die verskil in die volts is 0. Nee, daar's nie energie nie. Die verskil is 0. Maak oop. Janke Burger, kom kantoor toe asseblief Janke Burger. Maak oop en hy is 18 volts. Hoekom? Okay. Nou hierdie is moeilik om te verstaan. Jy gaan 'n paar afleidings moet maak en jy gaan 'n paar goed moet net assume. Okay. Wat was die 18 volts nou weer? Dit was die totale volts wat ons gehad het, hè? Met interne volts en verlore volts en eksterne volts en al daai goeders. Okay. As die skakelaar oop is, beweeg daar 'n stroom? Nee. Okay. Nou tegnies, as die skakelaar oopgemaak word, dan beweeg die ladings nog vir 'n rukkie, maar dit is vinnig. Verstaan, dis 'n split sekonde, maar hulle beweeg nog want hulle het nog 'n bietjie energie. Okay? Maar hulle beweeg nog. Nou wat weet ons van soortgelyke ladings? Hulle stoot mekaar af. Okay? So wat hierso gebeur is hierdie ladings wat klaar deur die stroombaan is. Okay? Gaan huis toe. Eet hulle 2 broodjies by die huis en dan is hulle almal dieselfde lading en hulle sprei uit daarso. So hierdie wat daar is, het almal 0 broodjies oor. Hierdie kant van die battery, hulle het uitgeloop met hoeveel toebroodjies? 18 toebroodjies. So loop jy uit met 18 toebroodjies, die stroombaan stop. En dan wanneer gelyksoortige ladings, dan stoot mekaar af. So hulle stoot mekaar af sodat hulle ewenredig hier oral uitsprei sonder dat hulle hier energie gebruik want die gloeilamp gaan nie brand nie. So hy gaan nie daardeur. Hulle sprei uit so ver as moontlik van mekaar af. So hier het uitgekom met 18 toebroodjies. Hulle kan dit nie gebruik nie want die stroombaan is nie werking nie. So hulle het almal 18 toebroodjies hier. Hierdie het hulle toebroodjies gebruik. 0 toebroodjies oor. Sprei uit. So die verskil daar is 18. 18 en 0, die verskil is 18. Okay, nou ek het nog 'n video waar ek hierdie vir julle wil wys, maar ek sal dit doen die volgende keer. Julle kan maar wegpak.